Ons moet besef dat daar's dinge in die lewe wat ons kan verander. En daar's dinge waaroor ons nie beheer het nie. Maar ons God het beheer oor alles. Jy kan nie jouself verander nie. Jy kan nie jou man, jou vrou, jou kind, jou baas, wie ook al verander nie. Maar God kan. Hy kan die onmoontlike doen. En ek weet mense sê, Here, maar ek doen alles van my kant af. Here, in hierdie battle wat ek beklei, Here, het ek verander, ek het toegelaat dat U my verander. Maar nog steeds is my huwelik nie herstel nie, nog steeds is my kinders nie reg nie, nog steeds is al hierdie dinge in my lewe de mekaar. Dit lyk dalk vir jou asof dit de mekaar is, maar God het 'n plan en hy het 'n doel. Daar's 'n rede hoekom dinge gaan soos dit gaan. Het jy al ooit 'n legkaart gebou, 'n puzzle? En hy het 'n klomp stukkies. En wanneer jy hom uitgooi, dan is die hele plek vol. En jy moet daar sit en jy moet stukkies soek. En partykeer kyk jy die 2, 3, 4 stukkies mis. Dis reg voor jou, maar jy kyk dit mis, want daar's soveel ander stukkies wat daar lê. Maar God kyk dit nooit mis nie. Hy sien alles. So nou is jou vraag, maar wat moet ek doen in hierdie seertyd, in hierdie moeilike tyd? Ek is moeg, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, ek wil opgee, ek wil nie, en jy beklei met die Here, en is okay om partykeer met die Here te beklei en te sê, Here, hier's ek, wanneer gaan U vir my deurkom? God verstaan, hy verstaan hoe jy voel, maar God gaan nie iets doen wat nie in sy tyd is nie. Want doen hy daai ding nou en is nie die tyd nie, gaan dit nie uitwerk soos wat hy beplan het nie. Jy kan tantrums gooi, jy kan huil, jy kan skree, jy kan te kere gaan. Dit gaan nie God se hand beweeg nie. Laat God toe om te doen wat hy moet doen op sy tyd. Vertrou hom, julle. Hy weet van beter. En in die tussentyd, die gedagte wat by my opkom is soos 'n kleintjie wat aan sy of haar mamma vasklou. Dit is wat jy doen. In hierdie tyd, in hierdie stikkende tyd, in hierdie moeilike tyd, in die tyd van sukkel, in die tyd van seerkry, wat jy sê, Here, ek verstaan nie. Gaan jy na die Papa toe, die Papa Vader, jy gaan na Jesus toe en jy sê, hou my vas. Here, hou my vas in hierdie tyd, want ek sukkel. Here, ek sukkel om U wil te verstaan. Here, ek sukkel om hierdie pad te loop. Ons het 'n God van liefde. Hy sê, ons aardse vaders, wat sleg is, wat mense is, wil vir ons goeie dinge gee. Hoeveel te meer wil ons hemelse Vader nie vir ons begeertes van ons hart gee nie, julle? Hy wil die goeie dinge vir jou gee, maar dit is nie nou die tyd noodwendig nie. Daar's 'n pad wat jy moet stap, want jy moet goed leer. Die Here wil jou verander. Soos ek in die begin gesê het, jy kan nie jouself verander nie. God moet jou verander. Jy moet jou hart oopmaak en sê, Here, hier is ek. Help my om te verander. Jy wat bid vir jou man of vrou, jou prodigal, jy kan nie jou man of vrou verander nie. Niks wat jy doen of sê kan dit verander nie, net God kan. Wat doen jy? Jy bid dat daai persoon se hart vir God sal oopgaan, dat daai persoon God sal kies, die lewe sal kies. En in die tussentyd, bly jy by God se voete, by Jesus se troon. Ek weet, dis nie maklik nie. En ek weet, mens wil nie hoor dat dit gaan tyd vat nie. Maar ongelukkig vat dit tyd, want ons werk hier met 'n klomp puzzelstukkies. En God werk met mense se lewens, nie net joune nie. Dit maak nie saak of jy beklei vir jou finansies, vir 'n werk,
vir jou kinders, jou huwelik, jou eie geestelike lewe, dit maak nie saak, jou gesondheid, wat ook al jy voorbeklei. Op die regte tyd gaan God dit doen, as jy nie moet opgee nie. As jy nie moet opgee nie. As jy moet opgee, dan is dit verby. Jy moet aanhou beklei, en hoe beklei ek en jy? Op ons knieë by die voete van Jesus. So vandag, moenie moed opgee nie. Hy is besig om te werk. Hy sien daai puzzelstukkies wat jy nie sien nie. Hy is besig om goed in plek te skuif waarvan ek en jy nie eers bewus is nie. Vertrou hom. Hy wil die beste vir jou hê. Hy gaan jou nie in die steek laat nie. As hy vir jou 'n belofte gegee het, en die Bybel is vol beloftes, vir sy liefde vir jou, gaan hy jou nie in die steek laat nie. Julle weet wat ek altyd sê, don't give up, don't give in, because our God is always busy working. Mag jy 'n wonderlike, geseënde dag hê. Shalom.